praise the Lord, praise the Lord. Ek weet nie van u, maar is lekker om die salwing te voel nie. Glory to God, prys sy soete naam. Ek wil vanaand vir u sê, God is in beheer, glo jy dit? God is en God bly in beheer, glo jy dit? Glo jy dit werklik? Here praat vanaand met my oor 'n paar goed, wat ek met u gaan deel, maar ek wil wegspring met die boodskap wat die Here vir my gee. Die tema, soek jy God of net sy hand? Is baie groot vraag, is eintlik 'n baie ernstige vraag wat elkeen van ons self moet vra. Dien ek God vir wat ek kan kry, of dien ek God omdat hy God is? As jy vanaand vir jouself moet daai vraag antwoord, dan dink ek, moet ons bietjie diep dink. Want wanneer ek bid, hoe gaan my gebed? Here, U is groot, U is goed, U is God, U is lofwaardig, U is ewig, lofprysing kom U toe, en net nie mooi goed, of bid jy, Here, ek loof U, dankie dat ek weet U gaan my seën, dankie dat ek weet U gaan my deure oopmaak, dankie dat ek weet U gaan voorsien, dankie dat ek weet U hoor my gebed, dankie dat U my gaan help, en dan, waaroor gaan dit? About me or about Him? Waaroor gaan dit? En die Here praat met my oor hierdie saak, en ek wil vanaand dit bietjie met julle deel, is hoekom ek hier staan. Want die Here sê vanaand vir my, ek kuier in die kombuis. Nou vroeër jare, die wat die ouer huise ken, die kombuis was die kuierplek, as jy nou lekker kuier. As die dominee kom kuier, dan gaan jy eetkamer toe, maar anders gebeur daar nie baie om die eetkamer nie. Om die kombuistafel gebeur daar meer. En dan kom ons so 'n bietjie lekker by mekaar, en dan is dit nou lekker om daar te sit, en dan maak my ouma daai stainless steel bak oop, dan is daar nou vetkoekies wat sy vanoggend vroeg gebak het. En dan sê sy enetjie of twee my kind, en dan vat sy daai vetkoekie, en sny sy hom, en maak sy hom nou oop, en dan bak sy vir my 'n eiertjie, soos geen hoompie of spur kan bakkie. 'n Ouma eiertjie. En sy pak daai eiertjie vir my daar bo-op met nog 'n paar goedjies en kasies, en lekker. Lekker, nee. Dis waar jy kuier. Nou vanaand wil die Here ons 'n bietjie so kuier. Ek wil graag vanaand bietjie met u deel oor hierdie onderwerp wat die Here met my praat. En God sê vir my, dien jy my, vra vir my volk, dien jy my vir wie ek is? Weet jy ooit wie ek is, of is ek net jou voorsiener? Is ek net jou bron? Kom ek sê vir, en ek dink ons as ouers wat kinders het, weet nie wie van julle het kinders en nie kinders nie, maar ons as ouers ken daai gevoel. Ken nie hom? Jy's definitief nie pa, maar jy pa's nie. Jy's pa, want die ander deel van pa's ATM. Dis die waarheid. Gaan kyk mooi. Ons moet nie vir mekaar lieg nie. Ek is 'n ou wat hou van waarheid praat. Ek sê nou vir jou, jy is meeste van die tyd, ken jou kinders jou vir wat ek kan kry by pa. Want wanneer ek sit net by en sê, ek wil net bietjie vir pa vanaand kom sê, ek het vir jou koffie gemaak, net vir jou sê, jy's 'n great dad, ek's lief vir jou, en gaan kamer toe sonder om iets te vra. As hulle vir jou koffie maak, en wonder jy klaar, wat gaan dit my kos? Sê waarheid? Dis die waarheid. As hulle eers so kom, en ek sien, hy meisiekind van my sê vir my, psst, en soeke oogietjies, dan weet ek, is verby, is verby. Dis moeilikheid, dit gaan my kos, ek moet nou net kyk of ek die skade kan beperk. Ja, dis moeilik. Maar weet jy wat, wanneer laas, het ons bietjie by God gaan sit, niks wil hê nie, niks wil vra nie, net eer gee vir wie hy is. Ja, ek weet nie van jy, maar ek is so bewus van sy heiligheid. God sê, kom sit bietjie by my, kom ek wys jou bietjie wie is ek. Hy is die groot ek is. Hy is eintlik alles wat jy nodig het, sonder dat jy hoef te vra. Maar ongelukkig is ons gebede steeds ongelukkig, meestal gerig tot wat ons vra, en dan ook van ons herskryf die boek klaagliedere. Is dalk beter as hooglied, maar ja. Nou, ek wil nou vir jou sê, nou sit ons met hierdie goed, en God sê vir my, as ek vir jou niks sal gee vir die volgende tyd nie, onbeperkte tyd, sê my steeds lief hê.
As ek jou nie antwoord op jou gebed nie, gaan jy steeds by my bly. Gaan jy regtig? Gaan jy regtig by my bly? Gaan jy nog steeds my lief hê as ek nie my seën oor jou gebied nie? Die duiwel kom by God en hy sê vir hom, Job, dien nie net vir dit wat hy kan kry. Dit gaan goed met hom, is baie maklik om die Here te dien as dit goed gaan. Hy sê, dis hoekom hy dien. Moenie self flous en dink, hy dien nie omdat jy 'n goeie God is. Hy dien vir wat hy kry. Die Here sê, nee. Nee, let maar op hom. Let maar op hom. Hy dien my want hy het my lief. En Job gaan 'n pad deur wat ek en jy nie wil deurgaan nie. Ek sal dit nie maak nie, ek's eerlik. Ek bid baie daar sê, Here, bewaar my van dit. Ek het stukkies van sy pad al geloop, maar dank God, ek het nog nie sy pad geloop nie. En hy kom op 'n plek wat hy volgende woorde uiter, terwyl ek vanmôre besig is om te bid en God met my praat oor die woord en ek ondersoek die woord, kom hy op 'n plek wat hy sê, ek verstaan nie noodwendig alles nou nie, maar ek vertrou op God. Ek verstaan nie noodwendig nou wat aangaan nie, maar ek vertrou op God. Hy kom op 'n ander plek wat hy sê, maar kyk wat doen God aan jou, vloek hom. En dit gaan nie oor vloek nie, dit gaan oor dat hy moet God verwerp. Hy moet God heeltemal wegbeweeg van dit af. En op die einde van die dag dan kom hy en sê vir hom, kyk wat gaan alles fout met jou. Kyk wat het hy gevat. Jou rykdom, jou kinders, jy het alles verloor, jy sit op 'n ashoop, jy's letterlik 'n boemelaar daar by asgate. Ja, dis ver mense. Sê ek sal ek God lief hê. Yes, dis groot. Vanaand wonder ek, Here, het Jacques Potgieter u so lief? Het ek u regtig so lief? Want dit is maklik vir my om 'n dag aan te hou as ek nie antwoord kry nie. Ek kan nog 'n dag handle. Dit voel vir my dat ek soos 'n week, maar ek kan 'n dag handle. Here, maar hoe lank bid ek nou al en dit gebeur nie? Here, hoe lank vra ek vir die goed en dit gebeur nie? Here, hoe lank smeek ek vir dit gebeur nie? Dan gee ons onsself die selfregverdiging om lou te raak of weg te beweeg van God af. Jou intensie is van die begin af verkeerd. Jy moet God lief hê vir wie hy is, nie vir wat jy kan kry nie. Ons kom by 'n plek en die volk staan rondom daar en Jesus sê, hoorie, kom, laat ons vir hulle ietsie gee om te eet. Hulle kry die broodjies, hy kry die visies en hy breek dit vir hulle lekker en hy stuur dat hulle lekker eet, lekker vis en chips, nee. Okay, dit is meer vis en brood. En hulle deel uit en hulle eet, hulle trommeldik. Hulle lyk goed, man. Hulle eet lekker. Hulle tel die brokstukke op, wat beteken hulle is dik? Nee, oorversadig, dan is jy dik geëet. Natuurlik, ek het altyd 'n argument met my huismense partytjie aan, dan sê hulle nee, ek's nou vol. Ek sê nee, 'n kan is vol petrol, 'n mens is versadig. Maar dis nou maar hoe ek na dit kyk. Eintlik toe wys hulle my verkeerd, want ek dink Google sê jy mag sê jy's vol. Maar okay, jy kan ook sê jy's 'n kat. Maar okay, kom ons gaan verder. Moenie alles glo wat Google sê nie, luister na my. Okay, in elk geval, nou eet hulle self versadig. Of dik. Afhangende hoe jy daarna kyk. En hulle eet hulle self toe nou lekker versadig, alles is mooi en almal deel en wonderwerk, almal is happy. Hulle is excited, ons het iets gekry. Volgende dag toe soek hulle weer vir Jesus. En Jesus haal die woorde aan, hy sê, julle soek my nie net vir die of vir daai nie, soek my omdat julle van die brood geëet het. Omdat jy 'n deel gekry het van die wonderwerk. Maar weet jy, bietjie verder aan, 'n dag verder nog, toe sê hulle vir Jesus, die man wat die broodjies en die visse vermeerder het, waarvan hulle geëet het, nie gekyk het nie, hulle het nie gevas nie, hulle het geëet, sê hulle, toon ons 'n wonderwerk dat ons weet jy is die seun van God. Partykeer soek ek goed, dan skud ek my kop en sê ek, Here, eet baie genade vir die mensdom. Ek sou net so weggevee het. Skus, dis ook ek bly as ou met my temperament is nie God nie. Ek sê nou vir ons, die aarde sou taamlik leeg wees. Dit sal lyk soos na 'n wegraping. Alhoewel by die wegraping gaan hy nog steeds vol wees want die wêreld is boos. Maar weet jy wat? En hy sê vir hom, toon vir ons 'n teken. Hy sê julle nie van die broodjies geëet nie.
Het julle nie deel gehad wat ek al gedoen het nie? Steeds wonder. En weet jy, dit kom vir my weer. Omdat ons sal nie aanbid as hy vir ons wys wat hy vir ons doen. Ons sal aanbid as ons iets kan kry. Dit wat ek uitkry gaan bepaal of ek gaan aanbid, maar nie dit wat ek moet gee nie. As dit my 'n prys kos, is ek nie bereid om God te dien nie. Ek vra vanaand vir jou. As dit 'n prys kos, sal jy God nog steeds dien? As dit vanaand vir jou 'n prys kos. Ek sit in 'n bitter moeilike situasie in my lewe tans. 'n bitter moeilike situasie. Een van die seerste sere wat enige ouer kan meemaak. Weet jy hoekom? Omdat ek bereid is om te bly, so sê die Here. Ek sal nie van dit af uit nie. Ek sê vir die Here, al verloor ek alles, sal ek aan God gehoorsaam bly. Hoor vanaand wat ek jou sê, as dit 'n prys kos, gaan jy nog by God bly. Is 'n groot ding wat jy jouself moet vra. Ek het gedink, ek praat oor hier goed, ek preek oor, ek is letterlik op 'n plek, wat ek, op 'n baie hartseer plek van my lewe is, wat, ek wil nie in detail ingaan nie, wat ek eintlik baie verloor het, net omdat ek by God bly, want die waarheid sê die woord gaan my vrymaak. Ek vra vanaand vir jou, as dit jou ietsie kos, as dit jou comforts kos, as dit jou die of daai kos, is jy nog steeds bereid om vanaand te sê, Here, ek dien nie vir wie is. Is ons nog steeds bereid? Habakuk 3, 17, 18, as ek dit reg het. Daar rond. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oeslewer nie, al sou daar geen pluimvee in die krale mee wees nie, en daar is niks nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Al gebeur alles, no matter what, I will serve the Lord, for God is God and God is great. No matter what, it's not about me, it's all about Him. He needs to be glorified. Hallelujah, ons moet sy naam optel, want hy bly God. Dit maak nie saak wat ek kry en wat ek nie kry nie, want jy kry baie dinge nie, omdat God weer is beter dat jy dit nie het nie. As baie mense wat God dien in gees en waarheid, jy kan jou 10de gee, jy kan 20stes gee, jy kan 100stes, jy kan 'n eerste gee, jy kan 'n tweede gee, jy kan gee net wat jy wil. Jy sal nooit baie geld hê nie. Want God weet, as jy baie geld het, is jy meer by God nie. Geld verander mense se identiteit. Geld verander mense se persoonlikheid en geaardheid. Dan sê ek, Here, ek sal my eerder bly op die McDonald's in plaas van die Spurs, as dit beteken, ek gaan by God se voete bly. Ek sal eerder pap eet en by God bly as wat ek steak eet en ek gaan hel toe. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die woord sê dat as jy prys betaal, skap eerder jou arm af en gaan sonder hom hemel toe, as wat jy met 'n arm hel toe gaan. Dis groot woorde. Besef jy regtig daai woord? Kyk, ons kan hier sit en ja, hey. Jy weet nie wanneer stap jy daai pad nie. Jy weet nie wanneer stap jy daai pad nie. Ek laas Woensdag getuienis net van Joanne, luister van hier babietjie. Ek was in 'n toestand om hier te sit en te hoor. Ek wil vir jou sê, dis God se genade, wanneer so iets jou pad langs kom om by God te bly. Ek wil nou vir jou sê, maar ons getuienis is, God het deurgekom. Daar's ouers by wie dit het nie uitgewerk nie. Nou sit ek, ja, ek sal by die Here bly. Daar's 'n ma wat met my gepraat het, sy het al 3 kinders verloor. Op jong ouderdom. Toe verloor sy haar man ook aan die dood. Toe trou sy, toe verloor sy haar tweede man. Toe trou sy weer, toe verloor sy haar derde man aan die dood. En sy het gesê, nogtans sal ek by die Here bly. Is nie almal, is nie in almal se broekspyp om dit te doen nie.
Ek wil vandag vir jou sê, hoe meer jy op aarde verdra ter wille van die evangelie, hoe groter is jou kroon, hoe groter is jou mansion, just over that hilltop, in that bright land where we'll never grow old. Julle klomp ou mense, julle gaan weer jonk wees. Ek sien al vir oom Johan, hey man, gaan lekker wees. Ek wil hê jy moet mooi hoor vanaand. Wanneer jy 'n prys betaal op aarde, sal God jou eer. Die woord van die Here sê, hy wat onreg kan verdra, onregverdiglik, kry genade by God. Ek soek genade by God. Call me what you want, sê wat jy wil. Ek soek genade by God. Ek soek God se aangesig, nie 'n mens nie. Want sou ek 'n mens se gesig kan koop en ek wil 'n mens se guns kry op aarde, is ek my loon van God weg. Party ouens doen iets net daar waar almal vir hulle kyk. Ek is partykeer 'n bietjie stout. Kan ek gou vir julle iets vertel? Jesus, ek kan ook stout wees. Ek het al vir my pastoor gesê, kyk my gou vanmôre. Dan vra ek iets in die kerk, ons kort die, dan sal so 3 ouens met hulle hande opsteek. Ek sal 20,000 gee, ek gee dit. Hy het dan nooit 'n sentiende by in die geheim nie. Maar as dit voor almal gaan vir die eer, dan noem hy getalle net so. Hy het nou daar sy eer gekry. Wow, kom ons klap hande vir hom. Daar is jou 20,000 gone. Ek gee eer my R200 in geheim vir God, en God gee my 'n beloning eendag. Amen. Die dag as jy iets doen voor mense vir eer, is jou hart nie met God soos dit moet wees nie. En dan kom ek terug, hoekom dien ek U? Here, ek het gevra U moet my help, ek het my werk verloor. Ek het U gevra om by my te staan. Here, maar wat gaan nou aan? My kinders draai teen my. Here, ek het U regtig gevra, nou is ek nog siek ook by dit alles. Sal jy nog steeds God dien? Sal jy nog in die Here jubel? Ek vra U vanaand en ek sluit af met, ek moes net 'n stukkie met U kuier. Stel so gaan die live afsluit, maar ons gaan nog nie afsluit in die gemeente nie. God het woord vir mense. Maar hoor vanaand. Dien jy God vanaand? Soek jy hom omdat hy God is, almagtig, soewereine God is? Of aanbid jy God vir wat jy kan kry? En weet jy, wat is die hartseerste van alles? Meeste oormeerderheid by verre van alle gelowe is net die Christene wat dit so verkeerd om doen. Die moslims doen dit nie verkeerd om nie. Dink jy hulle God gaan hulle antwoord? Die Hindus gaan nie, dink jy die boom gaan hulle antwoord? Die Boeddhiste gaan nie, dink jy hulle kalfies en beeltjies gaan hulle antwoord? Nee, maar hulle dien hom steeds. My Christen sê, ek sal God dien as dit goed gaan. Hy antwoord my nie so, hoekom moet ek hom dien? Hy bestaan nie. Ons is net daar met 'n arrogante houding vir wat ons kan kry. Vanaand wil ek myself verneder voor God. Ek wil sê, Here, hier's ek. Ek is niks, ek aanbid 'n groot God. Nie vir wat ek kan kry nie, nie vir wat ek wil hê nie, nie vir wat nie oor my nie, oor U. Dis hoekom ek U aanbid. Ek vra vanaand vir jou, as jy is en jy voel, Here, ek wil vanaand opnuut seker maak. Ek wil vanaand U dien vir wie U is. Ek gee vanaand eer aan U God, al kry ek nie antwoord op my gebed nie, al vat dit lank, en al sê God soms nee. Weet jy wat die ergste van alles? Ek kan nou nie eers vir jou sê, ja, dalk moet hy vir ruk stil bly vir die of daai nie, want God werk nie so nie. God is nie 'n mens nie. Ek sê baie keer, ek gaan nou so 'n bietjie kraantjies toedaai, tot my kinders bietjie weer maniere het. Het jy al so gevoel? Dalk sit net ek. Voel, ek gaan nou so 'n bietjie kraantjies toedaai, hulle sal bietjie my met respek hanteer. Is daar nog wat so voel? Is net ek so bad? Ja, daar gaan die hande, eerlik, oulik is. Maar in elk geval, dan sê ek gaan toemaak, hulle sal my beter hanteer. God doen dit nie. Hy sê, want as julle paas wat sleg is, goeie goed vir julle kinders doen, waar kom God nie self in nie? God gaan jou nie aanhou nie antwoord nie. God antwoord jou dalk nie op jou manier nie, want God het beter planne vir jou. Jy bid vir hierdie saak, jy bid vir 'n fiets, maar God wil vir jou 'n kar gee. Jy bid vir hierdie jobbie wat jy sien, maar God wil vir jou 'n bevordering gee op 'n ander plek. Jy bid vir hierdie saak, God het iets anders vir jou in stoor. Ek wil vanaand vir jou vra. As jy net dalk weet,
saam met my voel, Here, ek wil net opnuut vanaand staan en sê, Here, ek wil die eer vir die God wat U is, nie vir wat ek kan kry nie. Dit gaan oor wie U is. Ek was in hierdie 2 weke plat gevee en ek het besef, ek kan net aan God vashou. En ek aanbid vanaand, ek bely vanaand, Here, ek aanbid U grote God en Hemelse Vader vir die heiligheid en wie U is. Nie vir wat ek kan kry nie. Ek eer U en ek dank U daarvoor. Here, maar dis nie nodig nie. Ek sal nogtans in die Here jubel. Ek sal juig in God my redder. Al werk dit nie vir my uit soos ek gevra het nie, al kry ek 'n teleurstelling van mense, of iemand in die kerk maak my seer, nogtans sal ek in God glo, want ek het my verhouding met God. God bly heilig, God bly soewerein, en vanaand, Here, erken ons en ons bely U as ons God, as ons Vader. Heilig, heilig, die serafs roep heilig, is God almagtig. Larabanda kasababayendai, heilig is God, groot is Hy. Vanaand eer ons U. Here, ek is so bewus, want U soem vul die tempel. Halleluja, en wanneer die heerlikheid van God inbeweeg, kan ek nie anders as om te bely en te erken dat U is God nie. Here, mense vra, hoe weet ek? Ek weet, want Hy leef hier binne my. Ek weet, want ek sien Hom, ek voel Hom, ek ervaar Hom. Ek sien en ek kyk om my, dan kan ek sê, God is goed. Ek sien Hom in die see, ek sien Hom in die natuur, ek sien Hom in die wolke, ek sien Hom in die reën, ek sien Hom in die donderweer, ek sien Hom in elke geval, want Hy bly God. Ek sien Hom op die berg, maar ek sien Hom in die vallei. Ek sien my God, want Hy lewe tot in ewigheid. Halleluja! My Jesus is alive. Here, ons aanbid U. Dankie. Dankie dat Jesus vir my kom sterf het. Dat ons wat ver was naby kon kom. Dat ons wat heidene is, aanneming tot kindskap kan kry. En Here, daarom sal niemand my 'n las oplê van menslike aard nie. Ek gaan God dien, soos die Gees van God dit in my hart lê, soos wat die Gees van God dit aan my gee, en ons wil U dien, ons wil niemand anders dien nie. Here, ek het jarelank, Jacques Potgieter, ek het dit voor U bely, maar ek vanaand, wie jammer sê, het ek tradisie en godsdiens aanbid. Jarelank het ek 'n kerk aanbid, tot die dag wat ek by God uitkom. Die God van die kerk. Die God van die beloftes. En ek dien nie vir die belofte nie. Ek dien nie omdat die God is van die beloftes. Ek dien nie vir wat ek kry nie. Ek dien nie vir wat ek kan gee. My whole life, Lord, I surrender. I surrender all. Paulus sê, ek leef nie meer, maar Christus leef in my. En dit wat ek nou leef, leef ek in die Gees vir Hom. Oh, glory to God. Dankie Here, dat elkeen nou raak sien wat vanaand gevoel het, ons staan op ons voete, wat sê, Here, hier's ek. Ek erken U as God, en ek aanbid U vir wie U is. Here, wat my hart so seer maak, het voel of ek 'n hartkramp kry, het voel of ek kan iets oorkom, as mense vir my sê, ja, hulle het sommer op God geskreeu of gevloek. Ek staan sommer weg. As die Here jou tref, wil ek nie naby wees nie. Here, besef ons wie is God. Johannes, 'n godsman, sien 'n engel en hy val voor hom neer, hy wil hom aanbid, so groot is sy heerlikheid. Hy sê nee, ek's 'n engel, ek is ook 'n dienende gees. Nou die hoogste rang van engele, die serafs, staan om God die Vader 24 uur, 7 dae 'n week, en hulle roep heilig, heilig is God almagtig. Waar kom ons in as mens? Waar kom ek in om te dink ek kan met U praat soos ek wil? Waar kom ek in om my respek vir U te verloor? Vanaand wil ek myself verootmoedig voor U. Ek pleit vanaand, Here, dit wat skeiding maak tussen U en my, haal dit vanaand uit Jacques Potgieter se lewe uit. Ek wil niks meer lief hê as U nie. Ek wil niks bo U lief hê nie. U is my alles en alles. Here, ons gebruik ons kinders as verskoning. Ons gebruik ons werk as verskoning.
Ons gebruik die en ons gebruik daai as verskoning. Here, ons besef nie hoe gevaarlik dit is om iets te gebruik as verskoning, om nie by God uit te kom nie. Want die woord sê, u naam is jaloers. En Here, u kan dit dalk net uit die pad uitvat, sodat ons weer by u uitkom. Dit laat my dink aan my ma wat gesê het, getuig terwyl dit goed gaan, voordat God 'n getuienis vir jou hoef te skep. Here, daarom wil ek u aanbid. Niks gaan tussen u en my inkom nie. Here, en as ek my eie ek en myself, my houding, my trots, my wat ook al mag wees, wat tussen u en my inkom, bely ek dit vanaand opnuut en ek sê, Here, hier is ek. Here, ek wil myself naak voor u laat en sê, hier is ek. Ken my hart. Here, deurgrond my gedagtes. U ken my motief. Word nou verheerlik, seën elkeen. Salf elkeen, tel hulle op en word verheerlik. Seën hierdie woord vir elkeen wat daar buite hoor, dat hulle sal besef, ons gaan God diening gee in waarheid. Ons dank U, Vader, in Jesus naam.